technologie is nog op die tyd om die oormense te doen afkrijg. Begin maar, goeiemorgen broers en sisters, baie welkom in die huis van die Here. Ons is blij dat jy saam met ons vanoggend hier kan wees om die woord van die Here te ontvang, wat hy ons wil uitbring, in die mond, die wijsheid van die Vader, wat ons in boodskap uitbring. Die ware kerkraad het hulle wat afkondig gesit is vir die oordrag, en ek lees wat vir die graf, die oordrag. Maar moeilijk is nie naweeg is. Ons vraag voorbereiding vanoggend vir die volgende lidmate, Suster Michael Scholes, wat aansterk na operasie, en as ook vir haar suster, natuurlijk Suster Rina, met wie dit baie slecht van die kanker wat sy nie sukkel. Suster Ella Kotse, wat sukkel met die skouwerbesering, wat sy gebreek het, herstel. Suster Yvonne Degenaar, wat bloedsiekte. Suster Leandrie Goosen, wat aansterk na operasie. Suster Rika Strauss, wat aansterk na hartniesoperasie. Suster Albert Potgieter, met kanker. Suster Lorraine de Toy, wat dialyse van haar niere ontvang. Broer Martin Bloem, wat sukkel met kanker. Suster Marianne Strauss, suster wat baie siek is in die hospitaal. Suster Jonita Goosen, wat aansterk na nekoperasie. En dan vraag ons ook vir broer Tinus Berg, voorbring dat hy is in die hospitaal nadat hy spinnekop opgebyt het. Dan het ons verjaarsdag wat ons voorhou aan die 29 Maart, Suster Annie Barnos, 29 Maart, Doeplitmaat Sonel Marie, 29 Maart, broer Ben Marks, 29 Maart, Suster Camry Strydom, 31 Maart, Suster Cicely Barnos, 31 Maart, Doeplitmaat Daniel Marie, 31 Maart, Suster Stefanie Roos. Nou wil ons ook baie geluk sê, die ooievaar het die draai gemaak en al in ons gemeente, die Jakob broer Andrie en Suster Hessie Bloem, die geboorte van hulle dogtertjie, en dan broer Hoog Kotse en Suster Jomarie Kotse, wat ook 'n dogtertjie ryker geraak het in die naweek. Ons sê vir hulle baie geluk, voor die eindelijk sal vir hulle, sowel as die grootouers, baie vreugde en geluk hou. Vir ons met vreugde wat ons approbasie afkondiging doen vir Suster Elisia Nieuw van die NG Kerk Klerksdorp Suid. Ons verwelkom ook vanmorgen vir Suster Carolina Jacoba Botha van die NG Kerk Bommelandstad en Suster Jorien Barkhuisen en Doeplitmaat Joanney van die Hervormde Kerk Springstoos. Baie welkom aan hulle elkeen en so. Ons glo hulle sal die vreugde put in die gemeenskap van ons wat ons saam het. Dan met ons geen lidmate deur die genade wat weggesniet. Ons het nie 'n môre aan Bybelstudie. Die Vader het verskoning gemaak en sy dogter terugvat oor sy stroom toe en hy is net bang dat die reën en die paai en goed gaan nie dalk nie sy draai oor ons tot tyd kry nie. Maar donderdag om 10:00 sal daar wel Bybelstudie vir die vrouens in ons storie wees. Ons vra as kerkraad nog nominasies af vir 2 ouderlinge en dalk by 7 en 8. 1 jaar kan in plaas by 4 aansterk en 2 jaar kan ook in dalk by 7 en 8. Ons keredienstye vir die heilige sal as volg wees. Daar is nie nou vandag die 29ste as ook aanstaande Sondag die 5de CPO nie, dat skoolvakansie is, maar andersins begin hy om 9:45 en dit duur tot 9:15. Keredienste sal wees om 10:30, prediker normaal 30 van Visser. Eerskomende Vrydag die 3de April om 11:00, net wel nie half 11 nie, 11:00 sal ons nagmaalbediening hê, doen by Jacques Paul en hulle regels sal ons die nagmaal bedien. Maar voor ons die nagmaal bediening doen, sal ons ook bevestiging van kerkraad hou, 1 ouderling en 3 diakens. Die Here is ons baie genadig en dan sê ons vir die toch, baie welkom. Saam met ons om tee en koffie drink na die Here, so die gesels oor dit en dat. En dit altyd bly om lekker om ons gemeente saam te kan kuier. Baie dankie. Baie dankie Willem, vir die môre ons susters, maar die kerkdiens, maar dit ook vir ons geseënde geleentheid is. Om met vanaf iets te doen, my dogter Barbara, Willem,
Nie aan ons nie, o Here, nie aan ons nie, maar aan U kom toe al die eer en die heerlikheid van nou af tot in ewigheid. Amen. Ons lofsang, broers en susters, is Psalm 25 vers 1 en 4. Psalm 25 die eerste en die 4de vers. Broers en susters, in die woord van God lees ons, as ons beweer dat ons nie sonde het nie, bedrieg ons onsself en is die waarheid nie in ons. Ons toets ons lewens aan God se wet. As ons eerlik wil wees, sal ons opnuut erken dat ons almal sondaars is. Toe het God aan hierdie gebooie aangekondig: Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slaverny bevry het. Jy mag naas my geen gode hê. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is. Jy mag hulle nie vereer of dien nie. Want die Here sal die een wat, moet nie afgaan. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, hy is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestrafbaar bly nie. Sorg dat jy die Sabbat heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen. Nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak. Die aarde en alles daarop, seën alles daarin. En die 7de dag het hy gerus. En daarom het die Here dit as gereelde rustig ingestel en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag niemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, loop nie slaafopslag vind, wees 'n verdom, enige iets anders wat aan hom behoort. In 1 Johannes 1 vers 9 staan daar: As ons sondes bely, hy is getrou en regverdig. Hy vergewe ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid. Kom ons bely dan ook ons skuld, broers en susters, in die sin van Psalm 71 vers 2. 71, tweede vers.
gesamentlik ons geloof in die Here Jesus Christus, elkeen as volk in sy hart spreek, en ons doen dit saam in die kerk van alle eeuw. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, die enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is in die maagd Maria, wat geleid onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het in die dode, wat opgevaar het na die hemel, en wat sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo in die heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees, die ewige lewe. Amen. Ons het ons geloof bely, kom ons sing dan ook vervolgens saam, uit Psalm 212, vers 1 en 3, 1 en 2, vers 1 en 3. Om letterlik en figuurlik met
die ergste is, wat hulle kon toepas, om 'n misdadiger se lewe te beëindig. En as ons so daaraan dink hoe hulle dit gesien het, dan besef 'n mens, dat die Here Jesus te midde van daardie verskriklike pyn en lyding, steeds die krag kon vind en die wil kon hê om sekere dinge in ons midde te laat. Hy definitief wou seker maak dat ons dit wat hy daar gesê het, ter harte moes neem. Vanmôre wil ek aan nog een van die spreekwoorde aandag gee, en ek dink as ons gespaar word in die tyd wat voor lê, gaan ek so die ander paar ook hanteer. Een van die spreuke, die kruiswoorde, wat op die oog af vir ons dink asof dit nie regtig vir ons iets sê nie. Dit is wel dit 'n meer persoonlike saak was. Daardie kruiswoorde waar die Here Jesus vir sy moeder Maria sê, vrou, daar is die seun. En hy sê vir Johannes, die geliefde disipel, daar is jou moeder. Soos ek nou gesê, so op die eerste woord daarvan, klink dit vir ons, maar dit was 'n persoonlike rede. Wat kan daarin vir ons vandag 'n boodskap wees? En tog, weet nie, die geleerdes leer ons dat wanneer 'n sekere teksgedeelte, al is dit net een vers of 'n paar verse, op die oog af nie vir ons self die antwoord gee van wat die bedoeling daarvan is nie. As ons dit nie verstaan nie, dan kyk ons na die res van die skrif. Ons sê, skrif verklaar skrif. Wat beteken ons gaan soek elders na 'n gedeelte wat dalk vir ons bietjie lig kan werk. Op die gedeelte wat ons lees en dalk nou nie op verstaan nie, om te probeer vasstel wat wil daardie gedeelte vir ons sê. Daarom lees ons vanmôre oor twee gedeeltes, broers en susters. Ons lees 1 Johannes 19, vers 23 tot 27. Johannes 19, vers 23 tot 27, en daarna lees ek vir ons Markus 3, vers 31 tot 35. Ons lees eers Johannes 19, vers 23 tot 27. En toe die soldate Jesus gekruisig het, neem hulle sy klere en maak 4 dele, vir elke soldaat 'n deel, en die onderkleed. Maar die onderkleed was sonder naam, van bo af in een stuk gegee. En hulle het vir mekaar gesê, laat ons dit nie skeur, maar laat ons die lot laat bewerk, kiesing dit sal wees. Sodat die skrif vervul sal word wat sê, hulle het my klere onder mekaar verdeel en oor my gebaat en hulle die lot gewerk. Dit het die soldate dan gedoen. En by die kruis van Jesus het gestaan sy moeder en sy moeder se suster Maria, vrou van Klopas, en Maria Magdalena. En toe Jesus sy moeder sien en die disipel wat hy liefgehad, by haar staan, sê hy vir sy moeder, vrou, daar is die seun. Daarop sê hy vir die disipel, daar is jou moeder. En van daardie uur af het die disipel haar in sy huis geneem. Tot sover die gedeelte in Johannes 19, ons lees dan ook uit Markus 3, vers 31 tot 35. Sy broers en sy moeder het gekom, en terwyl hulle buite staan, stuur hulle na hom om hom te roep. En 'n skare het rondom hom gesit. Hulle sê vir hom, die moeder en die broers soek u daar buite. En hy antwoord hulle en sê, wie is my moeder of my broers? En hy kyk rond na die wat rondom hom sit en sê, daar is my moeder en my broers. Want elkeen wat die wil van God doen, die is my broer en my suster en my moeder. Sover die skriflesing, broers en susters, sal ons elkeen by die woord van die Here hoor en dit
Ons Vader wat in die hemel is. Here, baie dankie vir die wonderlike voorreg wat ons het om môre weer hier saam te kan wees. In U huis as ons plek van aanbidding. Ons dank U, Here, vir die grootheid en die goedheid. Aan U kom toe al die lof en die eer. U is die skepper en die onderhouder. Oor al die eeuwe heen, o Here, onderhou U steeds elke dag die ganse skepping. Ons ervaar en ondervind dit, Here, wanneer U vir ons seën met reën. Wanneer U die aarde benat, Here, sodat mens en natuur daar buite daaruit kan leef. Ons dank U vir die wonderlike voorreg van die lewe. Ons dank U vir die voorreg, Here, om te kan hê dit wat U aan ons laat doen. Onverdiend. Dat U vir ons sorg, o Vader. Dat U na ons omsien. Ons erken en bely, Here, dat sonder U versorging ons niks is en niks het. Dis alleen maar in die groot liefde, Here, dat U met ons bemoeienis maak. Elke dag vir ons gee wat ons nodig het om van te leef. Baie meer, Here, as wat ons verdien. Ons dank U vir die voorreg om die woord te mekaar te kan lees. Here, ons moet elke dag die uitdagings van die lewe aanvaar. Elke dag die uitdagings van die lewe die hoof. Ons met al die probleme en ellendes wat daar op ons pad kom, Here, moet ons in die oog kan staan. Maar ons erken dat ons is nietig en sondig en swak, Here. As ons dit vanuit ons eie krag moet doen, dan sal ons nooit kan beleef. Sal ons nie in stort doen. Daarom dank ons U vir hierdie geleentheid wat ons hier mekaar is om vanuit die woord versterk te word in ons geloof. Sodat ons as ons uitgaan, o Here, ook dan die Here met al sy dinge kan aanpak. Sodat ons in geloof kan volhard. En uiteindelik eendag oorwinnaars troon met U aan kan ontvang. Ons bid vir die kerk hier op aarde, Here. Reg oor die wêreld heen waar die woord verkondig word. Waar die kerk tot aangeval word. Gelowiges, Christene in U naam ook doodgemaak word. Weens hulle geloof. Ons bid dat U sal gee, Here, dat die kerk en almal wat deel van die kerk is, aan ook in hierdie moeilike tye staande sal bly, getrou sal bly aan die waarheid van U woord. Ons bid vir die verkondiging van die woord. Ons erken en bely dat dit gebring word deur nietige sondaarmense. Gee dat dit vir die reg aan lewens sal wees. U het verheerlik en gebruik het, o Vader, tot uitbreiding van die koninkryk hier op aarde. Wil U nou self deur die Gees teenwoordig wees, dit stil maak in ons hart en kom ons, o Vader, sodat ons kan hoor wat U vir ons wil sê. Dat ons dit kan inneem tot daarvan ons kan leer. Ons vra dit in die naam van Jesus Christus, ons verlosser. Amen. Ons sing nou vervolgens saam, broers en susters, Psalm 185, 185, eerste en die tweede vers daarvan.
Broers en susters, Here Jesus sê daar op die kruis aan sy moeder, vrou, daar is die seun, en aan Johannes sê, daar is jou moeder. Ek het nou vir julle gesê, die verskriklike lyding en worsteling daarvan om gekruisig te word. Die wonderlike van die gebeur daar in die kruis, broers en susters, en die besonder ook hierdie spesifieke kruiswoord, het daarin dat Here Jesus, ten spyte van sy verskriklike pyn en lyding, om oor sy bejaarde moeder verder. Na haar kyk en besef dat hy haar versorging, as hy nie daar is, moet aanspreek. Die Joodse tradisie was, wat 'n baie goeie tradisie was dat wanneer die vader eers oorlede is en die bejaarde moeder of enige moeder bly agter, dat die oudste seun die moeder moes inneem en haar moes versorg. En hulle het dit ook so gedoen, sonder kla, sonder eestribbeling. Dit was hulle verantwoordelikheid. Die oudste seun moes na die moeder omsien. En in hierdie geval was Jesus die oudste seun. En nou was hy besig om te sterf daar aan die kruis. En dan moet hy nou bepaalde reëlings tref, wanneer hy sy moeder sien staan, wat haar versorging en haar toekoms betref. Die mees logiese sou wees dat hy vir sy broers, want hy broers gehad, moes sê, maar nou is dit julle verantwoordelikheid om na ons moeder om te sien. Maar om een of ander rede doen Jesus dit nie. Hy kyk na die disipel Johannes, wat hy lief gehad het, wat 'n besondere plek in sy hart gehad het. Johannes het op daardie stadium langs Maria staan. En hy sê vir Maria, vrou, daar is die seun. Wat nie haar seun was. Hy was na regte niks van haar, nie as ons kyk na die biologiese aspek daarvan. En hy kyk na Johannes, wat in sommige opsigte eintlik 'n vreemdeling vir haar was, wat onthou, vandat die Here Jesus bekend geraak het, vandat hy deur Johannes gedoop is, vandat hy begin het om die evangelie te verkondig, het dan maar 3 jaar verloop tot met sy kruis. So in 'n sekere sin was Johannes op 'n manier dan vreemd vir hom. En Jesus sê vir Johannes, daar is jou moeder, wat nie sy moeder was. En die wonderlike is, wanneer die Here Jesus dit vir Johannes sê, lees ons dan daar in dieselfde vers nog, en van daardie uur af, het hy haar in sy huis geneem. So Johannes ontferm hom onmiddellik 'n opdrag op versoek
van die Here Jesus oor Maria. Hy neem haar in sy huis. Dan kom die vraag wat ek net nog na verwys het, maar hoekom nie sy eie broers? Dit was nie logies om te doen. Maar die geleerde mense sê vir ons, wat ek nou nog gesê het, skrif verklaar skrif, en ons probeer 'n antwoord soek. In onder andere Markus hoofstuk 3 vers 31 tot 35. En dit het afgespeel lang voordat Jesus gekruisig is. Toe Jesus al nooit maar die grondslag gelê, die fundament gelê vir 'n nuwe struktuur wat hy daar sou stel. En daardie nooit maar 'n nuwe struktuur, die volbring die Here Jesus hier in die laaste oomblikke van sy lewe aan die kruis. As hy vir 'n disipel sê, neem my ma as jou moeder, al is sy nie jou moeder nie. En hy sê vir sy moeder, daar is nou jou seun. Dan gaan kyk ons na Markus 3, waar die Here Jesus se moeder Maria en sy broers na hom soek, terwyl hy besig is om 'n skare mense te onderrig. En wanneer die boodskap by hom kom, dat jou moeder en jou broers soek jou, dan antwoord hy en hy kyk na die mense om hom en hy sê vir hulle, wees my moeder en my broers. Hy sê, hier sit my moeder en my broers. En dan sê hy vir hulle, want elkeen wat die wil van my Vader doen, is my broer en my suster en my moeder. So die Here Jesus sê nie vir die mense van sy tyd, maar ook vir ons vandag. Hy sê daar is, hoe moet man, as ons het so eenvoudig kan sê, twee verbintenis. Die eerste is die natuurlike verbintenis, die biologiese verbintenis. Jou ma is jou ma, jou broer is jou broer. Julle het dieselfde ma, dieselfde pa, wat ook al. Jou direkte bloedfamilie. Maar terselfdertyd stel die Here Jesus hier 'n nuwe band in. 'n nuwe familieband. Maar wat geanker is in die geloof in Jesus Christus. En daarom verwys hy daar in Markus hoofstuk 3, hy sê, almal wat hier sit, hy sê, almal wat die wil van my Vader doen, in 'n sekere sin, almal wat in my glo, sê Jesus, wat my aanvaar as verlosser en Messias, is nie net my, maar is mekaar, se broers en susters, en moeder en vader, in 'n geestelike sin dan. Hy lê 'n nuwe band, 'n familieband. Wat beteken, broers en susters, jy mag dalk vanmôre hier in die kerk iemand voor u sit, agter u sit, naby u sit wat u nie ken nie. Wat u nie van familie is. Maar wat u tog van familie is. Wat die broer en suster in die geloof is. Al is dit nie bloedfamilie. Lê dit aan die einde van die dag nuwe bande. Jesus sê vir Johannes, kyk na my ma, sorg vir haar, gee om vir haar, help haar. Dis wat hy alles van Johannes vraag. Maar dit gaan ook weier as net dit. As hy in Markus 3 sê, maar almal wat my Vader se wil doen, is my broers en my susters en my moeder. So hy sê daarmee ook, daardie liefdesopdrag wat hy in daardie laaste oomblik van sy lewe ten opsigte van sy eie moeder tref hy ook weier. Saai vir die mense van sy tyd wat hom glo en vir ons vandag kyk na mekaar. Gee om vir mekaar. Dra mekaar, sorg vir mekaar. Die apostel Paulus het dit redelik baie uitgebrei, deur die beginsel wat die Here Jesus daar op die kruis lê.
ook, ons is op mekaar aangewese as gelowiges. As broers en susters in die geloof, ons glo dieselfde Here Jesus Christus. Ons almal glo hom as verlosser, ons almal aanvaar hom as ons hoof, as ons koning. Ons aanvaar mekaar as ledemate van die liggaam van Christus. Dit maak ons mede-verantwoordelik vir mekaar. Wanneer die Here Jesus is, dan daar in die laaste deel van sy lewe is dit hierdie eenvoudige uitspraak wat aanvanklik, soos ek gesê het, vir ons klink soos dis maar 'n onderlinge reëling tussen Jesus en sy ma en Johannes. Kyk na my ma asseblief, slaan eintlik baie wye om vir een vir my te sê, maar ons moet vir mekaar omgee. Dan is daar twee, noem het maar vlakke van omgee. So gaan sit op 'n paar byvoeg, maar twee wat belangrik is vir die eindes. Die eerste een is geestelik. Om mekaar geestelik te ondersteun, te versterk, te bemoedig, maar ook te vermaan. Want weet jy, as ons vir mekaar omgee, dan gaan ons in die eerste plek, ek wil amper sê, meer omgee vir die geestelike aspek as vir die materiële, die liggaamlike. Want die materiële gaan verby. Maar die geestelike eis, die staan tot in ewigheid. Dis nie my materiële possessie wat bepaal wat eendag van my gaan word nie, dis my geestelike toestand wat bepaal of ek deur Jesus Christus se offer op die kruis gered word of nie, of ek in dankbaarheid daaraan gehoorsaam is aan die wil van God. Dis wat my ewigheid bepaal. En as jy en ek vir mekaar omgee, ja, selfs in soveel meer binne 'n gemeente opset, want die kerk is 'n groter geheel reg oor die wêreld heen, maar die kerk bestaan uit gemeentes en daardie plaaslike gemeente is uiteraard dan daardie eerste verbintenis wat ons met mekaar het, buite jou broers en susters, biologies, jou bloedverband. Is hierdie gemeente 'n eenheid? Bestaan daar 'n band onderling van omgee vir mekaar, van dra mekaar, van kyk na mekaar, van sorg vir mekaar, eerstens is. Ek weet baie keer daar 'n band weet nie, en die samelewing in ons tyd is die uitdagings soms oorweldigend. Al die probleme waarmee ons te doen het van dag tot dag, elke dag van ons lewens, al die uitdagings, hy sê toch, hy van ons wedergelowiges sukkel onstaande te bly in die geloof selfs. Hulle begin vra, hulle borstel, hulle wonder. Dan is die vraag, is die kerk daar vir mekaar? Here Jesus het nie hier gesê, nee, die dominee is verantwoordelik vir die gelowiges en daardie familie, want elkeen, hy sê, as jy die wil van my Vader doen, almal is jy my broer, my suster en my moeder. Is die kerk daar, wanneer daar geestelike, morele ondersteuning, emosionele nood is, om mekaar te versterk en mekaar te bemoedig en mekaar te dra, in hierdie uitdagende tyd, is ons daar vir mekaar. Tweede punt is uiteraard die materiële. Natuurlijk moet ons ook in daardie opsig na mekaar omsien en mekaar help en mekaar dra, soos dit nodig is, waar dit nodig is. Jakobus skryf van Jakobus 2, vers 14 tot 16. En hy gee vir ons duidelike riglyne van hoe hierdie omgee vir mekaar behoort te geskied. En hy sê daar vir ons, wat baat dit, my broeders, as iemand sê dat hy die geloof het, maar hy het nie die werke nie. Die geloof kan
gee hulle nie wat vir die liggaam nodig is nie. Wat? Maar sê niks. Jakobus sê met ander woorde, wanneer een van die familie, en hier sit die familie, wanneer een van die familie om een of ander rede swaar kry, sukkel, finansiëel, materieel. Jy sê, wat help dit? Jy wens daar, jy wens sterkte toe. Jy sê, ek bid vir jou. Ek bid dat het met jou sal beter gaan. Ek bid vir vrede en dat jy kos sal kry en eet. Maar jy, kyk alle pad en doen niks. Jy sê, wat help jou geloof dan? Wat niks. Een van die probleme is, broers en susters, dat ons nie altyd weet. Ons ken mekaar nie. Ons is nie altyd bewus van geestelik, emosionele of materiële druk en nood. Ons is familie, maar ons ken mekaar. Ek het 'n lignommer reisbesoek gedoen by mense en met hulle gesels oor 'n probleem. Mense wat regtig dood ervaar het en hulle het vir my, ons het nie name genoem nie. Ek sê, Matthäus, ek sê hulle bly 2 huise van julle af. Eindelijk het ons daarover gepraat. Name genoem, ek sê, maar ons ken hulle nie. Ons ken hulle nie. Maar hulle is nie dieselfde gemeen. En hulle bly letterlik 2 huise van mekaar af, en hulle het mekaar nie. In ons tyd is dit nog wel 'n probleem, broers en susters, dat ons onttrek ons en ons leef in ons eie klein veilige wêreld toe, ons leef die Here toe, ons sit die alarmstelsels ons aan en alles. Maar weet ons van die nood wat 'n medegelowige broer en suster ervaar? Ons weet. Ek was een keer in Pretoria, my eerste gemeente nog op die oomblik, en ek was studeer. En ek het daar ongelooflik baie ekskies geleer. Dom die jaar in die Bybel. Nie met die jaar. En ek het die ou dinge in die jaar gaan doen toe huis besoek. Toe moet ons hoor die man sit toe nog al omtrent 4-5 maande sonder werk. Nou, ek weet, was dit die grootste probleem nie, maar soms was het een. Die man sit sonder werk. En hy is kwaad vir my, en hy is kwaad vir jou, en hy is kwaad vir die jaar, en ek weet nie hoekom, die nou gesels het dan. Het is belangrik, dis toe wat ek hier doen. Ek sê die man, by die jaar kan kom, nou hoe laat al na my plek. Geen elke maand my overgaan. Maar die afgelopen is het echt nog 4-5 maanden. Kom ek nie 'n sent bydrae nie, want ek het my werk verloor. Maar tot vandag niemand vir my kon sê, ons sien jy gee nie meer 'n bydrae nie. Dis daar 'n probleem. Jy hoor die probleem. Hy het geglo, gedink. Daardie omgee is so swaar. Almal wat weet dat die vind kom, dat hy het nog altyd so opgegaan, skielik nie behoor te sê, hier het jy ook nie, is 'n probleem. Kom ons gaan hoor wat is die probleem. Dalk was het nie materieel nie, dit kan wees, hy is kwaad met die dominee, nie wat al, dit moet uitsorteer word, want ons gee vir mekaar om. Ons soek nie net die geld nie, ons gee vir mekaar om. En daardie aand het ons eers gehoor, hy sit sonder werk. En ons het uitgepraat, hoe dit het reggekom, dan kom jy werk kry. Maar weet jy hoekom is dit belangrik dat die ouderlinge en die diaken in die besonder by die lidmate kom van die Bybel? Is oor dit. Is oor daardie omgee. Is oor daardie gaan kyk of die mense wat aan my toevertrou is, reg is. Geestelik reg is. Het hulle dalk geestelike hulp en ondersteuning nodig, is hulle materieel reg, het hulle kos om te eet vanaand. Ons het opgekom. Dis die belangrikheid daar. Ons het baie keer as gestraf, om die hele tyd na mense te gaan. Maar die Here Jesus net daar die fundament hier hy sê, dis nodig vir ons om kyk na mekaar. Sorg vir mekaar, dra mekaar, bemoedig mekaar, versterk mekaar. En weet jy hoeveel te meer is het belangrik in ons tyd vandag? Toe ek 'n lignommer was dit eintlik nog relatief maklik om iemand werk te kry daar
Kan nie meer. Ons kan nie meer, die werk nie meer so nie, ons omstandighede het dramaties verander. En weet jy vandag om jou werk te verloor, as nie ons lyk soos ons lyk, as ons skuld, ons is so gebore. En jy verloor vandag jou werk, dit is so moeilik. En sê ek vir jou, ons moet hoeveel iets in die Christus is daar nie, maar ons moet dit toepas, so jy moet eintlik nou maar gaan. Hoe moeilik is het om jy werk? Dit is nie baie maklik. Here Jezus sê vir ons, maar daarom het jy 'n familie. Kyk na mekaar. Sorg vir mekaar. Help mekaar en dra mekaar. En dis wat jy net moet doen. Maar weet jy wat kry ons baie keer? Hartseer genoeg. Kry ons net mooi, amper wil ek sê, teenoorgestel. Die apostel Paulus skryf daaroor. Hy waarsku die gemeente in Galate, hy het iets daar by hulle opgetel met die Galasiërs. Hy waarsku hulle en hy skryf die volgende vir hulle. Hy sê, want die hele wet word vervul in een woord, naamlik, jy moet jou naaste lief hê soos jouself, maar as julle mekaar byt en opeet, pas op dat julle nie die een deur die ander verkeer word nie. Paulus sê, broers en susters in die gemeente, ons is 'n familie. Hy sê, maar wat kry ek by julle? En dit sê nou nie, ek gee dit nie as 'n voorbeeld wat ek hier kry nie, want ek was nog met 'n min mense opgeneem. Kan nie dit absoluut sê nie, glad. Al wat ek sê is dit. Ons hoor tog betekent mense van mekaar praat. En ook selfs met mekaar praat. Ek het my eie ore al gehoor, waar een gelowige van 'n ander gelowige sê, dis 'n stuk gemors. Waas. Die apostel Paulus sê, as jy vir jou broer sê, rata, wat in Afrikaans beteken, waas. En jy help. Sê vir ons dit as medegelowiges, as 'n familie. Weet jy waarom die apostel Paulus dit so sterk stel, ons moet dit beklemtoon om vir ons te sê. Onthou die Here Jezus het op die kruis in sy laaste oomblik gesê, kyk na mekaar, wees lief vir mekaar, neem mekaar in jou hart en in jou huis as dit nodig is. Sorg vir mekaar. Nie vloek mekaar en skel mekaar en sê mekaar sleg. Hy wil vir ons sê, oppas, moet ons van mekaar as medegelowiges praat, met mekaar as medegelowiges praat. Ek sluit af met 'n gedagte of twee. Gisteraan kyk ons 'n vriend, hy van jy nog dalk al gesê, gaan dit dalk nie aan man soos my pa. Dat hom nog nie kyk het, is om kyk om gerus. Ongelooflike preek, rolpreek. Ek kom op DVD. Wat ek al gesê het, dat elke huis moet om kyk om bepaalde redes. Hoe om vir mekaar om te gee, hoe om mekaar te dra, hoe om mekaar te vergewe, want uiteindelik ons almal fout. Die vraag, ook die vraag vir julle, mense langs staan skoene alles. Ek weet ons. Dit is so skitterende ding. Ons is so geneig om neer te sien op ons medegelowiges. Wanneer hulle minder het as ons. So geneig om af te kyk en af te praat op hulle. Asof hulle minder mens is. Die mense langs staan skoene, ek ken al die verhaal, die dogter wat by die straathoeke moes gaan bedel, by die Stokstraat en die Robotte, omdat haar ma die drank verslaaf, daar die gesin in ellende gedonker het. Die hulle behandel word, om hulle meer gesien word, en so meer. Dit was belangrik vir my, gebaseer op die woord van God, wat die Here Jezus ook hier gesê het, wat die Paulus geskryf het, wat Paulus geskryf het, wat ek als nie gelees het. So baie keer die Here toenemend nou, dat van ons eie mense, Afrikaner mense, na ons kom en leer. Hulle leer dat. Die eerste wat ek vir hulle vraag is nie, hoekom het jy nie werk?
Ek beloof vir jou, as jy aan my gemeente hoor waar ek is, is 'n belofte, sal dit nie vir jou nodig wees om te glo in die Want ons is 'n geloofsgemeenskap, ons is 'n familie wat aan mekaar moet kyk. En al die kerkare waar was weet dit, dat ek sterk vandag. Ons moet aan mekaar omsien. Maar terselfdertyd, ek wil net sê die geestelike ondersteuning is 'n ander aspek daarvan, ook geestelik vermaan. Wat beteken? Broer en suster, vandag is baie direk daarna ingeklik op nagedenk en toe wil ek so kom ek nog laat was so 'n paar minute in ons storie ekstra ouer vraag gehad. En ek verstaan dit. Ek verstaan dit. Wat van die ou wat jy vir 'n brood jy het 'n melk daar die rommel gegee en as jy kyk op hoe jy daar nee, dis nie waarheid gebeur wat. Mense wat stop en sê vir jou werk. As jy bereik om meer ek verdien meer deur hier te staan en meer. As jy maatskaplike werkster sê weer, sê jy dan moet doen. Vir daardie mens moet jy net ook moet maar preek. Ons moet hom vermaan. Nie weggooi en op hulle trap reg help. Dis wat geestelike betrokkenheid omgee beteken. As ons omgee vir iemand, wat van daardie mens kan word, dan behoort ons vir daardie mens baie stap. Ek sê, weet jy, as jy so onskeurig is, want eendag het 'n vrou vir ons weer eens gelukkig gesê, as jy dit vir my moet bring, moet asseblief net nie vir my bokkie bossies. Ek het nie bokkie bossies. Dis die waarheid. Ek het dit beleef. Maar daardie mense sê, maar weet jy wat, dan gaan ons ook nie help. Dan moet jy dan maar eers nie swaar kry in jou kop staan. Dan kom die vermaning weer, tig die wat jy lief het, omdat jy omgee, help jy. Maar moenie van die wou bestoot help. Help van die waarheid. Maar nou moet ons ook nie almal wat by die stopstraat staan, oor die selfde kant sien. Nou reik dit almal verby en ek help niks. Omdat een ou eerlik was om iets wil doen wat word in die land daarvan, broers en sisters, daar is baie gevalle wat nie reg is nie, daar is baie gevalle wat verkeerd maak. Ek het nou ook gesê, ons Afrikaner nasie het ook maar sleg geword. Dis ongelukkig, maar een my taak as deel van hierdie geloofsfamilie, ons het 'n band wat ons bind, is om mekaar geestelik te ondersteun, by te staan, te dra, maar ook te vermaan. En om mekaar ook materieel te help, soos dit nodig is, ander nodig is, waar het nodig is. Soos ek hier staan weet ek van wonderlike pragtige mense. Elke sondag in die kerk. Dat het nie elke dag iets om te eet. Nie elke dag iets om vir hulle kinders te gee. Ons kan nie net ander pad kyk. Mense dit raak ons. Here Jesus kruis gesê. Hierdie man wat niks te doen het met my ma en word haar siel. Moeder daar is siel. Ag die Here gee. Ek het die instelling wat die Here Jesus in sy laaste ure daar gemaak. Ons het ook na die mense van ons gehoor sal leef as 'n geloofsgemeenskap. Ons begin met onsself hier onder mekaar as 'n gemeente en ons volk om te sorg kyk, dra, maak na die Here te bly. Mag die Here ons krag daarin gee en ons ook genade wees. Amen. Ons laat nou sing. Hemelse God en Hemelse Vader, Here baie dankie vir die liefde en genade. Here baie dankie dat U na ons kyk en die bloed van die Seun Jesus Christus wat ons gereinig het van ons sondes en ons bekommernis. Here, want as U na ons moet kyk, volgens weer wat ons is, dan staan ons almal voor mekaar
vir ons maak nie foute nie. En tog, o Vader, oordeel ons so graag oor mekaar. Oor mense wat dalk minder bevoorreg is as onsself. Gee Here, dat ons vir mekaar sal omgee, soos U vir ons omgee. Vir ons met ons foute en tekortkominge. Dat ons mekaar help en dra en bystaan, Here, oprig, maar ook vermaan waar dit nodig is. Soos wat U dit van ons vra. Here, ons as geloofsgemeenskap, as 'n familie, na mekaar sal ons in hierdie moeilike tyd waar ons gee vir ons die regte gesindheid in die hart, Here. En gee dat ons dit ook sal uitleef in die beste van ons geloof. Here, ons dank U vir die voorreg wat ons het om kan wees. Daar is soveel ander wat graag wil, maar wat nie kan. Ons bid ook vir hulle, o Vader, dat U vir hulle uitkoms sal gee. Ons bid vir die kerk, ons bid vir die gemeente, dat U op die tyd, ook die gemeente, Here, herbeheer as ons stuur, Here, en saam met hulle volkomme gemeente te wees, die liggaam van Christus, om ook die liefdestate wat ons het, kan uitleef. Maak ons bewus vir mekaar, Here, vir mekaar se omstandighede, vir mekaar se nood en ellende en probleme, sodat ons nie net vir mekaar kan bid, maar mekaar ook regtig kan help, soos ons kan. Ons dank U vir die seëning uit U hand, o Vader. Bly ons in hierdie week wat voorlê, moet bewaar ons, Here, bring ons eerskomende Vrydag, omdat ons die kruisiging van ons verlosser Jesus Christus herdenk kan ook hierdie dag. En al kan ons nie hier wees, oral waar ons is, o Here, daar wat ons daar kom saam met die gelowiges byeenkom, om U te loof en te prys. Ons bid vir die genade, o Here, vir al die kinders wat bepaalde probleme ervaar, maar dit wil maar ons, hoor ons as ons op die nader, en verhoor ons op ons wat U weet vir ons best is. Geef ons menigvuldige gesondes, ons strade, in die naam van Jesus Christus ons verlosser. Amen. Ja. Die insameling van die by die Here, broers en susters, voordat ons die afsluit in die bos. Ek was eers allemaal in die Heer. Hoe ek het net, ek het my hoor, so hulle sê net, ons gaan door die slotsang sing, en as ons uitgaan, dan kan jy saam met die baas bijna hulle. Ons slotsang is dan, broers en susters, Gesang 192, vers 2 en 4. 192, die tweede en die vierde vers in die slot.